In ons vroue Bybelstudie is ons besig met die geestelike wapenrusting in Efesiërs 6. Nou ek wil net sê dat vandat ek die vorige Bybelstudie gedoen het, so 'n paar weke terug, het daar geestelike aanslae gekom wat my amper moed laat verloor het om voort te gaan met hierdie Bybelstudie, maar ek moet sê dat 2 maande terug toe ek hierdie beplan het ek geweet eintlik dat die Satan en sy magte gaan kom, want hulle wil nie God se koninkryk laat baat nie. Hulle wil nie mense by Christus uitbring nie. Hulle wil nie Christene op die nou pad bring nie. Dat mense die waarheid van die woord hoor nie. En ek wil net sê dat presies soos wat die vorige Bybelstudie was, met misverstande tussen mense en mense vir wie jy lief is, wat mense teleurstel, of wat misverstande tussen mense en sommer net skokke en aanslae en dinge wat mense sê en by die werk en probleme en ja, so mens en die grootte van alles is die teleurstelling in myself, dat ek gesien het watter sonde in my hart is en dat ek nie 'n instrument in die Here se hand kan wees as daardie sondes nie bely word nie, want ek het gesien dat selfs met mense mond kan jy die Here aanbid en die Satan plaas gedagtes in jou denke wat jy sê en agterna dink, joh, hoe kon ek dit gesê het? En dankie tog vir die Heilige Gees, maar kom ons lees net Efesiërs 6. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag, trek die volle wapenrusting van God aan en daardeur sal ons die listige aanslae van die duiwel kan teenstaan, want ons stryd is nie teen mense nie. Dit is die misverstande en dit is nie teen mense nie. Dit is die bose magte wat denke plaas in mense se gedagtes en nie alles is nie. Baie van wat mense sê is baie goed en laat 'n mens dink en laat jou in jouself in kyk en ja, maar kom ons gaan net voort, dat ek het net besef dat Romeine 5 vers 3 tot 6 lees ons dat ons verheug ons oor die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die tyd vir goddeloses gesterwe. Toe ons nog sondaars, toe ons nog nie weergebore was nie, het Christus het lankal vir ons gesterf. En in Romeine 6 is daar 'n paar gedeeltes wat ek vir julle gaan lees. Almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop. Die Heilige Gees bewerk 'n besef van persoonlike sonde teen 'n heilige God, wat lei tot berou en bidend smeek dat God sal vergewe. Met 'n nederige gesindheid sterf in my eie ek, dan gebeur die wonder van wedergeboorte. Dit is nou wanneer jy 'n Christen word, en dan leef Christus deur sy Gees in jou lewe en hy beheer jou lewe, maar jy veg nog steeds teen die sonde hier op hierdie aarde terwyl ons hier is en teen jou eie ek en jou gesindheid word deur die Heilige Gees verander deur moeilike omstandighede soms wat hy toelaat. En wanneer jy 'n Christen word, dan is dit 'n innerlike oorgawe aan Christus. Deur die doop, dit is nou innerlik, is ons saam met Christus in sy dood begrawe, sodat soos Christus uit die dood opgewek is,
ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Ons is nie langer slawe van sonde nie. Hoekom? Want ons was dood en ons is lewend gemaak om in diens van God te staan, om sy wil te doen, as slawe van God, maar gewillige slawe, want hy is 'n goeie God. Die Gees wek 'n begeerte om na God. En wat ons almal seker wat om dien agterkom, wat ek so bewus is van, diep in my vind ek 'n vreugde in die wet. Dis die woord van God. Maar die eie ek sterf stadig. Die Heilige Gees maak bewus waar ek God bedroef, en dit lei tot, jammer Vader, verander my, maak my meer soos Jesus, asseblief, neem dit weg. Ons Here Jesus het vir sy disippels gesê, waak en bid. Nou, ons stryd is eerstens teen jou eie ek, teen jou eie, jy is so belangrik, en jou eie begeertes. Maar ons moet vir die Here vra om ons 'n begeerte te gee om geestelik te groei. En hoe groei ons geestelik? Deur Bybel te lees, deur gedurig te bid en sonde te bely, wanneer jy dit agterkom in jou hart, wat die Heilige Gees jou bewus maak, wat tussen my en God staan. Groei saam met ander Christene deur Bybelstudie. En dan tweedens, die Satan en die bose magte se giftige pile is ons in stryd mee. Daarom moet ons bid gedurig, volhard, terselfdertyd teleurstellings, daar's gedurige teleurstellings in mensself, maar volhard net ten spyte daarvan. En as jy sondig, bely en trek Christus se wapenrusting aan. Deur die Heilige Gees weerspieël Christene die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, van ons harte, ons kan Christus sien geestelik. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, en dit is seer, en ons moet baie sterf van onsself. Die heerlikheid doen die Here wat die Gees is. Efesiërs 6 vers 13 sê, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly op julle pos, toegerus met die waarheid. Christus is die waarheid, en die skrif is die waarheid. Die vryspraak deur God, Christus is my vryspraak. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, Christus is my vrede. En ek wil mense vertel van hom. Geloof as skild om die brandpyle van die bose te kan afweer. Christus is my skild, deur sonde vergifnis en sy Gees wat in ons my bly. Verlossing, die swaard van die Gees, die woord van God. In Christus is verlossing, deur sy dood, kruisdood. Hy is die woord van God wat vlees geword het, sowel as die Bybel, die geskrewe woord. Doen dit alles biddend en smeek God deur die Gees. Bid gedurig vir al die gelowiges. Vergewe ook gou. Bid ook vir jou leraar, dat hy die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Ek het dit nou net, soos wat in die skrif daar staan, dit net gemaak. Soos, bid asseblief vir jou leraar, dat hy Christus verheerlik, om hom bekend te maak. Kom ons sluit net ons oë. Hemelse Vader, help vir ons in hierdie geestelike stryd, deur die krag van U Heilige Gees, tot die verheerliking van ons Here Jesus Christus. Amen.